Matteus 11 vers 28, baie bekende teks. By geleentheid praat Jesus met die mense en hy sê vir hulle, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En dan lees ek net vir julle vinnig ook 'n gedeelte nog uit Hebreërs 12, waar die skrywer sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Broers en susters, vandat ek vir die eerste keer as 'n jong man Europa besoek het, dit was in 1975, het die oorseese gog aan my gebyt. Die gif is nou eenmal in my bloed. Ek is gek daarna om plekke soos Holland, veral die opwindende metropolitaanse Amsterdam, Frankryk en Italië te besoek. En natuurlik nog veel beter as dit my geliefde Duitsland en Pole kan insluit. Die twee lande is vir my 'n besondere ervaring. Nou moet ek vanmôre vir julle sê, ek en my vrou verskil nogal in ons uitkyk op 'n oorseese toer. Sy hou daarvan om plekke soos museums en kathedrale en parke en natuurlik die heel gesogste plek van almal, die winkelsentrum te besoek. Vir my is ander lande se kulture en hulle gebruike weer 'n ongelooflike stimulering. Dit is my aangenaam om die dinge te sien en waar te neem, hoe hulle daar leef. Die kossoorte wat daar beskikbaar is, hulle uitkyk op die lewe en natuurlik die heel belangrikste van alles, die geskiedenis van daai betrokke land wat jy besoek. Wat alles in die verlede daar gebeur het en hoe dinge éventueel uitgedraai het. In kort dus wil ek vanmôre vir julle sê, ek geniet dit om oorsee te gaan, mits die geld daar is om dit te doen. Maar daar is een ding van 'n oorseese toer waarvan ek glad nie hou nie. Om die waarheid te sê, ek verpes dit. En dit is die spul bagasie wat jy oral van plek tot plek met jou moet saampikkel. Dis om die minste te sê 'n onaangename besigheid. Dis aaklig. Ek haat die ou klomp tasse en die handbagasie wat jy soos jou skare weer oral met jou saamneem waar jy ook al is. Nie die swaar tasse sleep jy nou letterlik met jou van een lughawegebou na 'n volgende lughawegebou, van een stasieperron na 'n volgende stasieperron. Jy sukkel met die klomp tasse en met die aktetas om in die bus in te kom, in die trein, in die tram, in die taxi en dan val jy weer met die klomp bagasie uit al hierdie vervoerstelsels uit. Ek onthou nog 1 jaar toe ek in Floyd McClung se alombekende jeugd met 'n opdrag in Amsterdam gebly het. Dit is 'n stokou plek omtrent dateer uit Jan van Riebeeck se dae. Ekskuus, 'n mens mag deesdae nou nie meer die naam noem nie. Kom ons sê maar liewers Jan van Arkel. Maar hoe dit nou ook al sy broers en susters, in hierdie ou gebou is daar nie iets soos 'n huisbak nie. En die trappies wat na die onderskeie verdiepings toe lei, man, dit is nou en styl, amper soos die pad hemel toe. Dis verskriklik styl en nou. En soos my geluk dit daai jaar wou hê, het ek op die 4de verdieping gebly. Nou stel jou voor, 'n man van my lengte, met 2 groot tasse en 'n aktetas, met hierdie trappies, een vir een. Dit vat jou 'n halfuur tot 'n 3/4 uur om bo te kom en uiteindelik dan so moeg, nat gesweet, tam en lam net op die bed in jou kamer neer te val. Nou is dit mos ook so dat wanneer jy met vakansie gaan, jy altyd meer goed in jou tasse inpak as wat jy nodig het. Ly julle ook aan hierdie kwaal? Nou dis 'n ding wat my gereeld oorkom. Nie 3 of 4 broeke nie, nee 10 broeke, net ingeval, jy die ander 7, 8 nodig het. Nie 10 hemde nie, maar 15 of 20 hemde word ingepak. Nie 2 pare skoene nie, maar 5 en 6 pare skoene.
Nou ek het al lank gelede het ek al besluit, nee kyk, as ek oor see gaan dra ek net een broek. Niemand weet mos as ek net een broek dra vir 2 weke nie. Nee, dis dan net 'n grapie, hoor, ek dra dan ten minste 2. Die punt wat ek wil maak, broers en susters, is dat ons meeste van die tyd 'n klomp onnodige goed in ons tasse pak wat ons nie eers gaan gebruik nie. Jy vat daai selfde goed en jy kom pak hulle net so weer by die huis uit. En dit maak natuurlik in die proses jou las soveel swaarder, die gewig is net soveel swaarder wat jy moet dra en natuurlik jou reis minder aangenaam. Tussen hakies, jy word al by die inweeglokaal van die lughawe al beboet as jou tasse oor 'n sekere gewigsgrens is. Ongelukkig is dit nie waar van die lewe nie, maar wanneer jy daar by die lughawe kom, word jy beboet as jy oor die gewigsgrens gaan. Nou, ons liewe suster Sanet hier voor, tussen hakies, werk weer net andersom. Sy gaan met 2 halfleë tasse oor see en kom dan met hulle so vol gepak terug van al die geskenke en die aandenkings wat sy gekoop het, dat die douane haar aan hierdie kant omtrent met 'n rooi vlag voorkeer. Ek het deur die jare geleer dat mense nie net fisiese nie, maar ook geestelike en emosionele bagasie met hulle saamdra. En in 'n sekere sin is dit ons almal se lot. Daar is nie 'n mens vanmôre wat ek van weet, wat nie maar sy tasse of haar tasse met hulle saamsleep, wat vol geprop is van dinge van die verlede nie. Sommige mense se bagasie is baie meer as andersin. Hulle laste is gewoonlik dan ook swaarder as ander mense se. Hulle gaan gebuk onder die dinge wat in die verlede met hulle gebeur het, en wat hulle met die beste wil ter wêreld nie ontslaaf van kan raak nie. So in goeie en in slegte tye is die swaar lasse, die swaar tasse wat hulle dra, met hulle, of hulle bult op of bult afgaan. Die een week in, die ander week uit, jaar na jaar. Trouwens, hulle gaan die nuwe jaar in met die bagasie van die ou jaar wat hulle met hulle saamsleep in die splinter nuwe jaar in. Sondags sit hulle luister hulle na die evangelie van bevryding, maar stap die kerk uit met presies dieselfde tasse vol emosionele bagasie wat hulle in die eerste plek by die diens ingedra het. En selfs wanneer hulle met vakansie gaan en probeer wegkom van al die laste en die probleme en van alles en almal, ek wil tog net daar by die see kom, ek wil tog net daar by die rusoord kom, wat vind hulle tot hulle verbasing uit? Die ou spul emosionele bagasie het die naweek saam met ons in die tasse en in die kar geklim en klim daar saam met ons uit. Ek het op my oorseese reis een ding besef. En dit is dat jy in 'n hoë mate aan jou bagasie gebind is. En daarmee bedoel ek, broers en susters, dat jy nie met jou bagasie sommer net kan maak wat jy wil nie. Jy kan dit nie sommer net oral neersit en dit daar los, wanneer en hoe jy wil nie. As jy terugkom, gaan dit weg wees. Nee, dis as jy op die lughawe gebou rondloop en jy wil iets gaan eet, dan vat jy jou bagasie met jou saam daar in die restaurant in. As jy 'n draai wil gaan loop, dan vat jy die klomp tasse met jou saam, soontoe. Emosionele bagasie werk presies op dieselfde prinsipe. Die slegte en die onaangename dinge waarvan jy wil vergeet, waarvan jy ontslaaf wil raak, die dinge wat jy agter jou wil sit, is maar altyd daar. Jy vat dit oral saam, fliek toe, restaurant toe, wanneer jy vir jou vriende gaan kuier, werk toe, terug, huis toe. Jy in jou bagasie is in 'n sekere sin lotsverbonde, waar jy gaan jou emosionele bagasie. In Matteus 11:28 lees ons van mense wat uitgeput in oorlaai was. Dit klink amper of die teks in 2016 geskryf is. Oorgeset synde, Jesus praat hier van moe mense. Mense met swaar harte, wat soos klippe voel in hulle binneste, mense wie se voete gesleep het, hulle koppe en hulle skouers het gehang. In kort, die mense van Matteus 11 is mense wat 'n dringende behoefte gehad het aan innerlike rus. Ek vind dit jaar na jaar in die studeerkamer wanneer mense met jou praat. Ek soek die rus. Ek soek net om weg te kom van dinge. Ek voel net dat ek by 'n punt wil kom dat my hart ligter is.
Waarvan was die mense in Matteus 11 dan so moeg? Het hulle 'n swaar werklading gehad? Het hulle lanklaas vakansie gehad? Was die politieke en sosiaal-maatskaplike omstandighede van so 'n aard dat dit hulle moeg gemaak het? Nee. Interessant genoeg, broers en susters, die mense van wie ons in hierdie teksgedeelte lees, was moeg van 'n godsdiens wat net al hoe meer van hulle verwag het en in die proses net al meer laste op hulle gelaai het. Dit gaan hier dus in Matteus 11 vers 28 om 'n godsdienstige bagasie. Jy sien die kerkleiers van daardie tyd, die Sadduseërs en die Fariseërs, het allerlei bepalings en wette gehad wat die Jode moes nakom. Meer as 600 wette en bepalings wat die Jode elke dag van hulle lewe moes nakom. Jy mag nie dit gedoen het nie, jy mag nie dat gedoen het nie. Hierdie ding was 'n sonde en daardie ding was 'n sonde. Ellelange lyste van moets en moenies. Vir elke sonde was daar 'n teks en vir elke teks was daar 'n sonde. Daar is vandag nog Christene wat so leef, nougeset, ingeperk by die letter van die wet. Nie aangename mense om 'n pad mee te loop nie. By hierdie punt wil ek graag iets vir jou sê. As jou godsdiens vanmôre niks meer as net 'n klomp verpligtinge en 'n klomp verantwoordelikhede is wat jy voel jy moet nakom nie, dan is jou godsdiens myns insiens min verskillend van enige afgodiese diens. Dis dan wanneer godsdiens 'n sware las word. Dis dan wanneer jy voel in vakansietyd moet ek afvat. Dis dan wanneer jy in 'n vakansietyd in die bed bly lê. Dis dan wanneer jou godsdiens iets is wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Wanneer jy vanmôre voel godsdiens is 'n tradisie, ek sit iets voort wat my ouers my geleer het. Dis dan wanneer godsdiens, kerk toe gaan, Bybel lees en bid en jou verhouding met die Here 'n swaar las word. Jy dra dit met jou saam. En jy hoef daarmee maar net op Sondae na mense se gesigte in eredienste te kyk. Stroewe, lang gesigte, wanneer mense die Here moet loof en prys, wanneer hulle moet sing, lang gesigte. Geen blydskap, geen plesierigheid nie. En dit is presies wat Jesus daardie dag in Matteus 11 op die Jode se gesigte gesien het, wat rondom hom gestaan het, en dit was nie 'n aangename gesig nie. Nou luister nou baie mooi broer en suster. Die geestelike en emosionele bagasie wat mense met hulle saamdra, word op verskillende maniere verkry. Bagasie is nie iets wat sommer kom nie, bagasie is iets wat op 'n spesifieke manier op jou gelaai word. In die eerste plek is daar die swaar laste wat ander mense op jou afpak. En ek wil hê jy moet mooi luister vanmôre. Dis nie iets waarvoor jy vra nie, jy kry dit ongevraagd. Dit word op jou afgelaai. Dit wat byvoorbeeld in jou ouerhuis gebeur het toe jy nog 'n jong kind was, is nie iets waarvoor jy gevra het nie, is ook nie iets waarvoor jy gekies het nie. Dit word nietemin later deel van die bagasie wat jy deur jou ganse lewe met jou saampikkel waar jy ook al gaan. In die huwelik werk dit presies op dieselfde prinsipe. As jou lewensmaat ontrou is dit nie iets waarvoor jy gevra het nie. Nogtans is dit 'n las wat op jou afkom en wat jy teen wil en dank dan moet dra. Baie huwelike word uiteindelik oorwys deur die swaar laste wat die een huweliksgenoot op die ander een aflaai. Uiteindelik kan die huwelik dit nie dra nie en word dit onder die ondraaglike gewig later 'n punt van die huwelik op die rotse. En van huwelike gepraat, broers en susters, ek het deur die jare gevind dat mense wat hulle in 'n tweede of 'n derde huwelik begewe, die kat eers baie goed uit die boom moet kyk. Hoekom sê ek dit? Want jy weet nie hoeveel bagasie jou tweede of jou derde vrou of jou tweede of jou derde man dalk met hulle uit 'n vorige huwelik in die nuwe huwelik saambring nie. Dit hoef nie noodwendig so te wees nie. 'n tweede en 'n derde probeerslag mag baie goed wees. Vra maar vir Elizabeth Taylor. Sy het 7 gehad en die 7de een was beter as die eerste een. Maar in meeste gevalle tog wel so. Maak dit vir jou sin wat ek vir jou sê vanmôre? Baie dikwels kom sit mense by my en sê ek het hierdie bagasie met my saamgedra. Onthou die dag wanneer jy vir die eerste keer gaan trou.
Die eerste keer gaan trou, is dit twee verskillende mense uit twee verskillende agtergronde. Elkeen dra sy eie bagasie uit ouerhuise uit met hulle in een huwelik saam. Uiteindelik word die las te groot. Daarom vou so baie huwelike. Miskien sit jy vanmôre met swaar laste wat ander mense op jou afgelaai het, die afgelope jaar selfs. Miskien is dit dalk 'n vriend of 'n vriendin met wie jy 'n lang pad kom, maar dinge is maar net nie lekker daar nie. En omdat jy in hierdie verhouding staan, kom die las ook op jou af. Dit raak later 'n baie moeilike tipe verhouding. Miskien is dit 'n kollega wat jy mee saamwerk. Miskien is dit 'n sakevernoot, julle saam in een besigheid, aanvanklik goed gegaan. Maar soos die tyd aangestap het, het hierdie man of vrou wat saam met jou in die besigheid is, hierdie bagasie op die besigheid en op jou kom afdra. Dis oorlaai. Uiteindelik raak dit baie moeilik vir die besigheid, maar ook in hierdie verhouding tussen jou en jou vernoot. Ongevraagde, swaar tasse wat op jou gepak word. Maak jou lewensmoeg, put jou uit, rem jou af, jou voete sleep, jy dra swaar. Jy sukkel om by die einde van die jaar uit te kom om tog uiteindelik net iewers by 'n vakansieplek of by die huis te gaan neersak. En te sê, ek moet net asem skep voor die nuwe jaar begin. As jy in 'n verhouding is vanmôre waarin dinge nie reg is nie, want jy voel regtig, dit word 'n swaar las. Dinge is nie gemaklik nie. Dit is nie aangenaam nie, dit is nie lekker nie, dit lig my nie op nie, dit is nie tot my voordeel nie. Is dit baie belangrik om by 'n punt te kom om so 'n verhouding in 'n ernstige lig te sien, om dit dalk te heroorweeg. Breek met verhoudings wat nie tot jou voordeel is nie, raak ontslaaf van jou bagasie. En by hierdie punt wil ek vanmôre dis vir elkeen van julle nooi. En sê, maak jy waar jy sit vanmôre gou vinnig jou tasie oop. Dan loer jy net binne in die bagasie wat daar binne is. Wat dra jy vanmôre met jou saam, wat jy nie nodig het on life's journey nie? Wat is die goed wat vir jou rem vanmôre? Wat is die goed wat vir jou ongelukkig maak? Wat is die goed wat regtig soos klippe in jou hart en in jou gees voel? Wat jou verhinder om voluit te lewe, om die mens te wees wat God wil hê jy moet wees. Interessant, ek het die week gaan kyk op die internet en daar's 'n onderskeid wat gemaak word in Afrikaans nie. Ons praat van bagasie, maar in Engels praat jy van baggage en luggage. Luggage is dit wat ons nodig het, maar baggage is dit wat iets excessive. Dit is nie nodig nie. Jy sleep dit met jou saam. Miskien sit jy vanmôre met baggage. Dan is daar die bagasie wat jy op jouself pak. Jy kan niemand anders daarvoor blameer nie, net behalwe jouself. En die vingers wys na jou vanmôre. So dus is hier miskien iemand vanmôre in hierdie diens met 'n grief in die hart. Dit is kwaad vir iemand. Al vir 'n lang tyd, vir iets wat lank terug gebeur het, vir iets wat iemand lank terug aan jou gedoen het, of vir iets wat iemand lank terug vir jou gesê het. Dit het jou heel waarskynlik diep geraak, gekwes, emosioneel seer gemaak. Jy voel verontreg, verneder, gekwes. Jy kan dit nie vergeet nie. Gevolglik kan en wil jy ook nie vergewe nie. Dit is 'n swaar las. Jy dra dit oral met jou saam. Maak nie saak waartoe jy gaan, wat jy doen, hoe vroom jy is nie. Selfs wanneer jy op jou knieë voor God staan en self om vergifnis vra vir eie oortredings, is jy die las van 'n grief en kwaad wees verander nog steeds in jou hart. Om met 'n grief in jou binneste rond te loop, is om soos met swaar tasse op reis te gaan. Jy vat dit oral met jou saam. En hoe verder jy daarmee loop, hoe meer onaangenaam raak die las wat op jou skouers en op jou gees rus. Mense met griewe is mense wat hulle gewoonlik self ook in die voet skiet. Dit het ek deur die jare gevind. So as jy vanmôre met 'n grief sit, met 'n bitterheid in jou hart sit, of 'n onvergewensgesindheid, of 'n kwade gevoel teenoor iemand of iets, of teenoor die land, of teenoor die politiek, teenoor 'n bepaalde politieke party, of teenoor 'n mens, dan is die een wat homself aan die voet skiet, nie die ander kant nie, maar net jy. Kom ek verduidelik dit vir jou. Jy het dalk 'n grief teen jou baas op kantoor. Iets wat hy gesê het, iets wat hy gedoen het, waarvan jy nie hou nie.
jy hou nie van sy werksmetodiek nie, en op die lang duur hou jy glad nie van sy persoonlikheid nie. In plaas daarvan, om na sy kantoor te gaan, aan die deur te klop en sê, meneer, ek wil met jou gesels, ek wil die saak uitklaar, ek wil van die ding ontslaa raak, ek wil die tasse neersit. Besluit jy eerder om van werk te verander. So jy soek 'n ander baas, 'n beter baas. Jy's besig met 'n illusie, jy bou lugkastele. Die probleem is net, wanneer jy na 'n ander werksomstandighede of 'n werksomgewing skuif, vat jy die ou grief in jou hart met jou saam. Dis nie lank nie, of daar by die nuwe werksomstandighede en by die nuwe baas, pyl dieselfde ou wasgoed en goed is wat jy in jou tas het, peel weer uit. Onvergewensgesindheid is 'n las, wat jou op die pad na die ewigheid afrem, en wat maak dat baie mense in die proses struikel en nooit uitkom waar hulle moet uitkom nie. Wat se bagasie dra jy saam met jou vanmôre? Is dit dalk 'n slegte gewoonte? En jy sal verbaas wees om te hoor hoe mense met slegte gewoontes sukkel en worstel en stry en dit net nie uit hulle stelsel kan kry nie, en dit word later soos een groot, swaar tas op skouers. Dalk is dit een of ander ding in jou binneste waarvan net jy weet vanmôre. Jou vrou weet nie daarvan, jou man weet nie daarvan nie, niemand weet daarvan nie, jou vriende weet nie daarvan nie, die dominee weet nie daarvan nie. Net jy weet daarvan. Jy kry dit nie weg nie, jy kry dit nie uit nie, jy kry dit nie neergesit nie, jy kry dit nie agter jou nie. Dalk 'n ongeoorloofde verhouding, iets by die werk, jou besigheid, kwaai vriendskap, in die familie, vriendekring, by die kerk, gemeente. Onthou gerus wat ek aan die begin reeds gesê het en pertinent gestel het. Hoe langer jy met jou swaar bagasie rondloop, hoe swaarder raak jou las. Hoe meer rem dit jou af, hoe meer tap dit jou lewensenergie. En nou is die vraag vanmôre, hoe raak ek van hierdie dinge ontslae? Jy terugkom van 'n vakansie of van 'n oorsese reis af, vat jou tas en jy sit hulle daar in die hangkas en jy maak die deur toe en dit's gaan. Maar met jou emosionele bagasie werk dit nie so nie. Hoe raak ek van dinge ontslae wat in my lewe is vanmôre, wat eintlik nie daar moet wees nie? Die heel eerste ding wat jy moet doen is om jou bagasie vanmôre te eien. Wanneer jou vliegtuig by sy bestemming aanland, of dit by Oliver Tambo is, en of dit by JF Kennedy is, en of dit by Kaapstad Internasionaal is, die eerste ding wat jy doen is, jy gaan na die lokaal toe, waar jy jou bagasie moet gaan afhaal. Dan staan jy by die voerband, en jy kyk hoe kom die tasse verby, een vir een. En uiteindelik sien jy, hier kom die 2 tassies met die 2 pinkstrikkies aan, jy sê, voilà, dis myne, my 2 tassies, 2 pinkstrikkies, niemand ander uit pinkstrikkies nie, dis myne. Dan vat jy die tasse, jou tasse, en jy loop in die rigting waartoe jy wil gaan. Jy vat nie iemand anders se tas nie, jy vat jou tas. Eien jou emosionele bagasie vanmôre. Wat is dit wat jy met jou saamdra? Wat is dit wat vir jou 'n swaar las geword het? Identifiseer dit een vir een. Noem die bagasie op die naam. Jy hoef dit nie vir iemand te sê nie, maar jy kan dit vir jouself sê. En eers as jy dit gedoen het, eers as jy jou bagasie geëien het, as jy dit geïdentifiseer het, as jy dit 'n naam gegee het, die dinge wat 'n pressure op jou plaas, dan kan jy na die tweede stap toe gaan. En dit as jy vra jouself, watter van hierdie bagasie wat ek nou geëien het, en wat ek dra, het ek vir my lewensreis nodig, en wat het ek nie? Jy sien, daar is nie 'n mens in die lewe, broers en susters, wat kan reis sonder bagasie nie. Jy het in 'n minder of 'n meerdere mate, het almal van ons bagasie nodig. Goed vir die lewe, verantwoordelikhede, verpligtinge, omstandige verhoudinge. It's part and parcel of life's journey. Maar dit is die ekstra bagasie. Die ekstra gewig, die ekstra las, wat jy nie nodig het nie. En jy moet dit identifiseer en vra, wat het ek nodig en wat het ek nie? Is die laste waaronder ek gebukkend gaan, by die huis, by die werk, in my besigheid? Is dit tot my voordeel of tot my nadeel? As daar iets is vanmôre in jou lewe wat jou terughou,
en verhinder dat jy die mens word wat jy moet wees. Daar's so baie mense vanmôre, broers en susters, wat net nie hulle maksimale potensiaal bereik nie. Dan moet jy weet, dis tot jou nadeel. Jy durf nie 'n enkele dag daarmee verder loop nie. Voorraadopname van die lewe is 'n belangrike ding. Nie net aan die einde van die jaar, nie net met ou jaar wanneer jy die nuwe jaar ingaan nie, elke dag, elke week, belangrik, kom, staan voor die spieël, doen voorraadopname. In Hebreërs 12 vers 2 praat die skrywer van elke las wat ons moet afgooi. Die beeld wat hy hier gebruik, is die van 'n atleet wat in 'n wedloop deelneem. En daarom moet die atleet so lig as moontlik aangetrek wees. Om die waarheid te sê, dis 'n bekende feit, dat atlete in die antieke tyd wat aan die Olimpiese spele deelgeneem het, en natuurlik net manne, almal nakend gehardloop het. Nou, ek dink dit is 'n baie heel goed bygewoon deur die vrouens, alhoewel hulle nie deelgeneem het nie. Nou, nie aangename gesig as mense daaraan dink nie, maar dit was in die antieke tyd. Gelukkig vandag nie meer so nie. Nou met die Olimpiese spele in Rio, perd van 'n ander kleur. Almal dra klere, maar so lig, daar's feitelik geen gewig nie. Die kleertjies sit styf. En is dun. Blyk amper half deursigtig. Die skoentjies is lig, het geen gewig nie. So jy kan vinnig hardloop, daar moet niks wees wat jou terughou en jou afrem nie. Nou verstaan ek soms die ding in die studeerkamer nie lekker nie, want daar's mense wat reken, maar jy kan met die swaar ekstra gewigte die aan die wedloop van die lewe deelneem. Jy kan maar met jou swaar army boots en met jou geweldige ou swaar toksak op die rug, kan jy hardloop tot by die wenstreep toe. En geen wonder dat mense uitsak nie, geen wonder dat jy allerwee hoor deesdae, mense is moeg. Almal is moeg. Daardie dinge in die lewe wat jou pla, wat jou hinder. Man, dit is nie so dat dit hier in voor groot hoofletters vir jou geskryf staan nie, dis hier diep in jou onderbewussyn, dit pla altyd. Van tyd tot tyd pop dit op. Dis die goed wat jy weet wat nie reg is nie, dis die goed wat uit plek uit is in jou lewe. Dis die bagasie waarvan ek praat, dis die goed wat afrem, dis die goed wat moeg maak. Dis die dinge wat maak dat jy nie by jou doelwitte uitkom en dat jy nie die mens word wat God vir jou in gedagte het nie. Bagasie wat ons ronddra, diskwalifiseer baie van ons vir die wedloop aan die lewe, en wat 'n verskriklike jammerte. So wanneer jy jou bagasie geëien het en geïdentifiseer het, is daar nou een van twee dinge wat jy kan doen. Jy kan of vir die res van jou lewe tot jou laaste asemteug toe daarmee loop, met oral met jou saampiekel, en jy staan maar alweer by alle mense, jou vriende en vriendekring, die kerk oral waar jy is, en bekend is die negatiewe, kritiese, onaangename mens, bekend, want jy het hierdie klomp goed wat jy met jou saamsleep. Of jy kan vanmôre besluit, ek raak van hierdie goed ontslae. Hoe gouer hoe beter. Die vraag is net, hoe raak ek daarvan ontslae? Luister dan mooi wat sê Galasiërs 6 vers 2 vir ons. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Wat 'n wonderlike teks. Verbeel jou, jy stap met jou swaar tasse daar iewers by Oliver Tambo of oor see iewers of waar jy ook al kom, stap jy met die swaar tasse en jy het nog nie hier 'n sakjie, handsak oor jou rug ook. Hier kom 'n goeie vriend of 'n vriendin aan hier tussen al die skare. My, hoe gaan dit met jou? Wag, laat ek jou help dra. En vat sommer een of twee van die tasse van jou hande af weg. Wat 'n plesier. So iemand maak jou reis vir jou makliker, jou bagasie is ligter. Wat 'n wonderlike voorreg om sulke mense in jou lewe te hê. Goeie vriend, goeie vriendin. Die een wat jy kan vertrou, die een met wie jy meer tee gaan drink is met die ander. Die een wat jy weet, dit gaan nie verder as hier by ons twee nie. 'n Goeie gebedsmaat, bid saam, sommer in die kar of by die kantoor, waar ook al. Jou geestelike leier wat 'n mentor is,
Wie dit ook al mag wees, wat jy kan vertrou, by wie jy kan gaan sit, deur toe maak en sê, ek pak net af. Ek wil my laste vir jou gee. En daai persoon sê, gee, ek help jou dra. En daarom is dit soms nodig om 'n afspraak te maak. Soms is dit nodig om die telefoon op te tel en te bel, te sê, kan ek jou kom sien? Praat jou hart uit, wees openhartig, wees eerlik. Deel jou kommer, jou griewe, jou hartseer, jou laste, jou sondes, wat dit ook al mag wees. Deel dit met iemand wat jy kan vertrou. Dis die wonderlikste ervaring. As jy so iemand het wat 'n oor het wat na jou luister, met begrip, empatie, verstaan, bereid is om onder jou te kom inbuk, maak dit jou las soveel ligter, maak dit die lewe soveel aangenamer, dit is oor en oor bewys. Nou as jy vanmôre niemand het nie, maar ek bedoel niemand nie, dit kan ek amper nie glo nie. Niemand het, met wie jou hartsake kan deel nie, jou geheime mee kan deel nie, dan gaan jy na die Here toe. Matteus 11:28 sê, Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, die ou Afrikaanse vertaling. Ek sal julle rus gee. Jy wil tog nie langer met die tasse van die verlede rondstap nie. Jy wil tog nie goed met jou saamsleep wat nie vir jou tot voordeel is nie. Wil jy? Gee dit dus in geloof vir die Here. Hy sal dit met jou deel. Hy wil dit ook vir jou dra. 1 Petrus 5:7, werp al julle bekommernisse met ander woorde, jou swaar laste, die swaar laste van die lewe, werp dit op hom. Sy skouers is breed. Los dit by sy voete. Draai om, stap weg, vergeet daarvan. En as ek sê, neem dit in geloof na die Here toe, dan bedoel ek, gee jou laste vir die Here. En as jy daar amen sien, jy staan op, moet dit nie weer met jou saamvat by die deur uit nie. Hy sal dit vir jou verder dra. Nou, ek het aan die begin gesê, almal van ons het bagasie wat ons dra. Elkeen wat hier sit vanmôre, insluitende die prediker hiervoor. Nou, die verskil tussen my en baie ander mense vanmôre is as volg. Ek het iemand na wie toe ek kan gaan, wat ek kan vertrou. Wat my belang op die hart dra, behalwe my vrou, my hemelse Vader. Ek weet hy het my lief sonder verdienste. Ek weet hy vergewe my sonder dat ek dit verdien. Sy genade is altyd daar. Ek verdien dit ook nie. Maar ek kan na hom toe gaan. En ek kan vir hom sê, Here, ek het nog 'n klomp bagasie. Ek weet ek het verlede week 'n klomp bagasie by jou kom aflaai. Ek is so jammer daaroor. En hy sal vir my sê, my kind, dit maak nie saak, jy bring nog bagasie. Ek sal dit van jou hande en jou skouers af wegvat. En wat 'n wonderlike ervaring om 'n binnekamer te kan hê waar jy dit kan doen en kan weet wanneer jy daar uitstap, is jou las ligter. Ek het weer krag, ek het weer moed, ek het weer energie, ek kan die pad weer aandurf. Ek sluit. Isak de Villiers het in een van sy gedigte so treffend gesê. En dit was Isak de Villiers. Heer, ek wens ek kon my sonde in die kassie langs die preekstoel trappies, voor ek in u naam open bondel, by die blikkie vloerit en die opvryf lappies. Almal van ons moet so 'n plekkie hê waar jy een of ander tyd jou goed net kan gaan pak en gaan sit en vergeet en los en agter jou kry. Want om dinge met jou saam te sleep, week in en week uit, maand in en maand uit, is om jou uiteindelik self te diskwalifiseer vir die wedloop van die lewe. Jou laste word uiteindelik jou dierbare se laste rondom jou, word uiteindelik jou kinders se laste, jou vriende se laste, jou gemeente se laste. En daarom is dit so belangrik om iewers 'n plekjie by die trappies te hê en te sê, Here, ek gee dit vir jou, ek stap aan, dankie, agter my weg. Miskien sit jy ook vanmôre hier met 'n swaar las. Jy dra bagasie. En voor jou siel vanmôre weet jy wat die bagasie is. Jy het dit al geëien. Jy het name gegee daarvoor. Jy weet wat dit is. Jy weet wat jou ongelukkig maak. Jy weet wat jou afrem. Jy weet wat vanmôre op jou skouers, op jou gees en op jou hart lê. En net jy kan iets daaraan doen. Net jy kan daarvan ontslaa raak.
Daarom tel die telefoon op, maak 'n afspraak met iemand, gesels, praat hard uit, of gaan na jou binnekamer, sê, Here, ek bring dit. En as jy dit in die geloof doen en daar opstaan en uitstap, is jy 'n ligter man en 'n ligter vrou. Miskien stap jy met seer vanmôre, wat nie verwerk is nie. Teleurstellings, hartseer, wat dit ook al mag wees vanmôre, maar dit het 'n swaar las geword en jy het nog nie daarvan ontslaag geraak nie. Doen dit. Stap vanmôre hier uit met 2 tasse ligter as wat jy ingekom het. En dank die Here daarvoor dat hy jou nooi vanmôre om dit te doen. Amen.